98.9 FM Bok Radio. Nou in die ateljee het ek 'n gas. Dis altyd lekker om gaste hier te hê. En haar naam, ek hoop ek sê dit nou reg, dis Reza Ferreira. Reza, come on. Ek het dit so hard geoefen. Ek sê dis moet dit nie verkeerd kry nie, sukses, moet dit nie verkeerd kry nie. Maar dankie dat jy hier is. Baie welkom. Vertel ons luisteraars 'n bietjie wie is jy en wat doen jy? Dankie sukses. Dis 'n groot voorreg om hier te kan wees met jou en bietjie te gesels met die radio en die mense daar buite. My naam is Reza Ferreira. Ek praktiseer al 26 jaar as 'n optometris. Ek het 'n praktyk in Palabora al vir 24 jaar. Ek het een in Menlyn Retail Park vir 12 jaar gehad en nou 'n onlangse praktyk in die Parel begin. En ek is passievol oor my werk en dis hoekom ek betrokke geraak het by dysleksia evaluerings. Sjoe, so jy is nog 'n baie besige dame aan die gang. Hulle sê so. Maar dis baie goed. Gepraat van dysleksia, dit is waaroor ons vandag gaan gesels. Wat is dysleksia? Ek dink meeste van ons het 'n idee wat dit is, maar nie regtig nie. Kan jy vir ons vertel? Dysleksia verwys na 'n persoon met 'n swak lees, leer, spelvaardighede. Dis gewoonlik 'n kind of 'n persoon met gemiddelde tot bo-gemiddelde IQ, maar wat onder sy vermoë lees en skryf. Dit wil sê hulle presteer ver benede die verwagte vlak vir hulle intelligensie. Sjoe, die volgende vraag wat ek graag vir jou wil vra is, van watter ouderdom kan die dysleksia bepalende toetse gedoen word en hoe algemeen kom dysleksia voor? Sukses, die kinders kan van graad 3 tot graad 12 suksesvol getoets word en dysleksia affekteer omtrent 20% van die samelewing. Dit wil sê 1 uit 5 skoolkinders ly aan dysleksia. Sjoe, dis nogal groot. En jy's 'n oogkundige, soos jy vroeër gesê het. Hoe het jy betrokke geraak met dysleksia? Met al my jare in optometrie het ek al baie moedelose ouers en kinders in my praktyk gehad. Intelligente kinders wat doeteenvoudig baie sukkel om te lees en te skryf op skool. Ja. En nadat jy dan die volledige oogtoetse gedoen het en weet hulle het al terapie probeer, is daar net niks wat hierdie kinders kan help om beter te presteer nie. En dit is hoe ek betrokke geraak het by die Rooi Appel Dysleksia Assosiasie. Voorheen was daar nie 'n Afrikaanse dysleksia meetinstrument in Suid-Afrika nie. En hierdie Staak Griffin toets is 'n gestandaardiseerde toets in Afrikaans in ons moedertaal. Dis ongelooflik. So dis nogals nie in Suid-Afrika. Ja, redelik. Dis goed. Sê vir my, hoe voel eintlik 'n kind wat disleksies is op skool? Hoe hanteer hulle dit gewoonlik? Sukses, dis een van die mees problematiese aspekte rondom dysleksia. Hierdie kinders voel soos 'n mislukking. Emosioneel kry hierdie kinders baie swaar. Hulle is gefrustreerd met skoolwerk. Hulle stres as daar toetse geskryf moet word, hulle kry altyd swak punte en hulle moet dikwels inbly oor pauses om hulle werk op te vang. Dit is baie erg op hulle selfbeeld. Meestal gee hierdie kinders moed op, want niemand kan hulle help nie en daar is geen verduideliking vir hoekom hulle so sukkel op skool nie. Sjoe, en gewoonlik is genetika 'n groot rolspeler in dysleksia. Waarom terapie gedoen word. Sê jy dit enigstens 'n verskil kan maak as jy want dit is geneties 'n groot probleem, maar hoekom dan doen jy terapie? Ja, exactly. Weet jy die regte antwoord daarvoor is daar is baie ander aspekte of faktore wat ook aangespreek moet word by terapie. Medies, sielkundige, spraak, taal, arbeidsterapie en visuele terapie. Almal word ingetrek met terapie. En onthou, dysleksia is 'n breindisfunksie. Dis nie geneesbaar nie. Mense ontgroei dit nie. Daar's nie pille wat jy daarvoor kan gebruik nie. Ja. Maar jy kan leer om effektief met dit saam te leef. En dit is waar die terapie dan inkom. En met die terapie probeer ons fokus op die kind se sterkpunte eerder as op die kind se problematiese areas. Gevolglik kry ons baie beter resultate wat die kind se selfbeeld betref en ook beter motivering om die terapie dan te doen. Sjoe, dis nogals 'n mondvol. Ek hoop mense het nou mooi geluister. Reza Ferreira, sy's 'n oogkundige, maar ook betrokke by 'n ongelooflike organisasie met die naam die Rooi Appel Dysleksia Organisasie, die eerste in Suid-Afrika waar toetse gedoen word in ons moedertaal wat Afrikaans is, waar voorheen was daar nie Afrikaanse dysleksie meetinstrument nie. Nou Reza, ek wil gou by jou hoor, is dit nodig om dysleksia vroeg al te identifiseer in 'n kind se lewe? Sukses, ja, dit is uiters belangrik dat dit so vroeg as moontlik al geïdentifiseer moet word.
Dit is so belangrik dat hierdie kinders suksesse bereik en nie net nederlae ervaar nie. Om te wag tot hierdie kinders mismoedig is en nie meer in hulle self glo nie, moet in alle koste vermy word. Disleksia is dan ook 'n multidissiplinêre aanslag, soos wat ek vroeër gesê het, en dit sluit sielkundiges, arbeidsterapeute, audioloë, spraakterapeute en oogkundiges in. Die verantwoordelikheid vir die kind se vooruitgang kan nie net slegs aan die onderwysers gedelegeer word nie. Dit is belangrike spanpoging en almal moet betrokke wees om hierdie kind te help. Ek hoor, en hoekom is sekere mense disleksies? As jy Disleksia is eintlik 'n daar is 7 tipes disleksia, waarvan een byvoorbeeld dysaidesia noem ek nou sommer vinnig. Navorsing toon dat die breindisfunksie in disleksiese persone oordraagbaar is, veral omdat disleksie in families voorkom. So en dit kan natuurlik ook ontwikkel as gevolg van breinbeserings of beroertes of so. Sjoe. Hoekom moet die disleksia bepalende toets gedoen word? Die toets, dis baie belangrik dat die bepalende toets gedoen moet word, want die toets tref onderskeid tussen die skoolier wat disleksies is en die kind wat bloot net 'n agterstand met sy lees- en skryfvermoë het. Sjoe, dis nogals baie interessant. So 'n leesprobleem met swak begrip is nie noodwendig disleksia nie en daai onderskeid moet getref word. As hy, en is daar hoop vir 'n disleksiese persoon om eendag te presteer of suksesvol te wees in hulle lewe? Verseker. Disleksia is 'n voordeel as jy 'n kreatiewe of 'n innoverende werk eendag wil doen. Daar's vele suksesverhale van belangrike mense wat jy weet wat baie goed gedoen het in hulle lewe. Ek dink aan 'n paar bekende entrepreneurs en suksesvolle besigheidsmense soos Picasso, Richard Branson, die CEO van Virgin, Walt Disney, Steve Jobs, die CEO van Apple, Leonardo da Vinci en Thomas Edison. Daar's eintlik 'n interessante storieetjie oor Thomas Edison. Hy is op 12-jarige ouderdom uit die skool geskop want sy juffrou het gesê hy is te dom om te leer. En sy juffrou het 'n briefie geskryf aan sy ma huis toe om te sê hulle moet hom nou uit die skool uithaal. En nadat sy die briefie, hy kon natuurlik nie die briefie lees nie want hy het disleksia gehad. So sy het dit gelees en vir hom gesê die skool sê jy's te slim. Jy kan nie meer die skool gaan nie, jy moet tuis onderrig kry. En sy ma het 100% in hom geglo want sy het geweet hy's 'n hoogs intelligente kind. En hy het meer as 1000 uitvindings gemaak, onder andere die gloeilamp, 'n bewegende film, batterye, baie van hulle. En dit speel nogals 'n groot rol, ouers in die kinders se lewens. Nou om te praat daaroor oor die ouers, waarop moet hulle eintlik oplet? As hulle vermoed hulle kinders is disleksies. Jong, as jy vermoed jou kind het disleksia, gaan hy 10-1 baie spelfoute maak op skool. Hy gaan baie omkerings doen, die B en die D. Hy gaan daar sal familielede wees wat 10-1 ook gesukkel het met disleksia. En hierdie kind verstaan baie moeilik nadat hy 'n hele stuk gelees het, kan hy nie vir jou begrip sê waarmee hy gelees het nie. Hy het nie begrip van wat hy gelees het nie. En hulle raak baie deurmekaar met instruksies. Hulle gaan vir jou sê hulle voel 'n mislukking op skool, hulle wil nie skool toe gaan nie. Hulle spel baie foneties. So daar's 'n hele klomp goedjies wat uitstaan vir die ouers. En hoe kan mense betrokke raak om te help en deel te wees van hierdie organisasie? Daar is webbladsye. Daar is een spesifieke een, die Rooi Appel webwerf op www.dyslexia.org.za. En dan is daar ook 'n baie oulike app wat gaan kom, Study Buddy, wat spesifiek kinders met disleksia gaan leer. Dit is 'n app wat jy kan download, skus vir my Engels tussenin. En hulle doen vir jou opsommings uit die CAPS stelsel uit vir skool, graad 4, 5 en 6. En dit is dan audioteks wat hierdie kinders, die werk word vir hulle voorgelees, sodat hulle makliker op skool en beter kan doen op skool. Dis ongelooflik wat julle doen en ek wens jou alle sterkte. En as mense wil betrokke raak, hulle kan ook na jou webtuiste gaan kyk. My webtuiste is www.reza.co.za. Ek het ook 'n link daarop. Dankie baie dat jy saam met ons kom kuier het en vir ons 'n bietjie lig
geskyn oor hierdie onderwerp wat disleksia is. Baie van ons dink ons weet wat dit is, maar nie regtig nie. En hoe dit kinders nou affekteer en ook ouers by die huis wat baie keer frustrated is en hulle weet nie wat om te doen nie. So Reza? Ja? Yes. Ja. Ek dink elke keer, okay, sê dit reg. Reza. Baie dankie dat jy saam kom kuier het en ons wens jou alle sterkte op hierdie pad en mag dit baie mense help daar buite. Vreeslik dankie vir die voorreg om hier te wees. En kom kuier weer vir ons asseblief. Baie dankie. As dis Bok Radio 98.9 FM. Jy kan gerus gaan loer na daai webtuiste as jy betrokke wil wees by hierdie ongelooflike organisasie en iemand help wat naby jou is, wat dalk disleksies is of dalk sukkel met dit. My naam is Sukseslik AB. Ek hou jou geselskap tussen 1 en 3 net hier op Bok Radio 98.9 FM. Besoek ons webblad www.bokradio.co.za.